Goeiemôre. Gelukkige nuwe jaar vir elkeen van julle en mag die Here saam met julle wees. Ons tema vir oggend is net nuwe jaar en ons lees uit Johannes 15 van vers 1 tot 8. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir 'n nuwe jaar, 'n nuwe dag, 'n nuwe era. Ja, Here, eintlik is gister en vandag maar dieselfde as 'n week terug. Selfe moeilikheid. Maar van ons het net 'n bietjie gerus en so 'n bietjie geregenerate vir die jaar wat voorlê. Ek bid dat U saam met ons in die jaar sal wees, dat U ons gesond sal hou, veilig sal hou. Dat U saam deur die wêreld sal wees wat in chaos is. Dankie Here dat ons U ken en dat U goed is vir ons. Wil U saam met ons wees in hierdie tydjie rondom die woord. Amen. Ons lees Johannes 15 vanaf vers 1. Die opskrif is druiwestok en lote. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elke wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en dit verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Ek gaan die boodskap na al hierdie verse verwys, maar vers 5, ek is die druiwestok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou, partykeer is daar goed in die Bybel wat ons nie altyd verstaan, wat nie sin maak nie. En as 'n ouma dink aan Jona en die vis en die verhaal van Job, dit is goed wat onverklaarbaar is, wat ons nie van eintlik idee hoe dit werk nie. Hoe kan 'n mens in 'n vis se maag oorleef en uitgespoeg word op die strand? Maar gelukkig is daar bekende goed. Ook goed wat vir ons bekend is. En ons ken die wêreld waarvan Johannes 15 praat redelik goed. Wat nog vir my baie interessant is dat baie min mense het deesdae druiwepreel. Toe ek in die gemeente vra wie druiwepreel, toe haak iemand af en sê, Pick n Pay het baie druiwe. Nou, dit is seker waar. Maar ons ken almal die wêreld van wingerde, druiwe. En ons kan ook kyk na hierdie gedeelte en ons kan dit gebruik vir nuwejaarsvoornemens. Nuwejaarsvoornemens wat sê, as wingerd van God bely ek, God het my geplant, God versorg my, en alles is ek van hom afhanklik. Ek onderneem om vrug te dra deur
en om te bly, te groei, vir ander te sorg en in my omgewing hulp en hoop te bring. Nou, dis goed om 'n voorneme te hê en ek dink veral is dit ook wat ek nou gesê het, kan ons van toepassing maak op 'n gemeente. Want jy is tog deel van 'n gemeente. En waaroor gaan dit in 'n gemeente? En dit is nogal 'n moeilike vraag. Dis eintlik 'n maklike antwoord, want eintlik kan ons sê, maar dit wat ek net nou gesê het, wat van toepassing is op jou, is ook van toepassing op 'n gemeente. En ons kan sê amper, dit is tipe van 'n belydenis. 'n Belydenis van wie ons behoort te wees. Ons is die wingerd van God, die gemeente, wat hy in Brakpan geplant en versorg het. Maar dit kan ook van jou van toepassing wees. Jy is 'n wingerd van God, wat hy geplant het waar jy bly, en waar jy werk, en versorg. Ons is afhanklik van hom. En wat is die doel van 'n wingerd? 'n Wingerd moet vrug dra. En dit is die belangrikste doel van 'n wingerd. Ek het 'n wingerd en ek sien daar's baie min druiwe hierdie jaar aan daai wingerd. So hy het nie hierdie jaar wat van hom verwag word nie. Maar voordat ons begin met voornemens vir hierdie jaar, kom ons kyk net terug na 2025. Amper soos wat ons doen met kyk weer van sport. Of vir die wat die T20 volg. Jo, as dit reën of weather delayed, mense gaan kyk ons dan maar oor en oor en oor na die vorige wedstryde. En dan wys hulle gewoonlik sommer al die hoogtepunte en ook die laagtepunte. En miskien is dit goed om stil te staan by jou hoogtepunte en laagtepunte. Wat in 2025 oor jou pad gekom het. En dat is baie goed waar jy jouself kan besin. Jou werk. Hoe gaan dit by jou werk? Hoe gaan dit met jou besigheid? Hoe gaan dit oor jou gesondheid? Hoe lyk jou verhoudings? Hoe lyk jou verhouding met in jou huwelik? Met jou kinders en vriende? Miskien wil jy nie aan 2025 herinner word nie. Maar gelukkig is ons lewe nie op video nie. En daarom maak dit moeilik om 2025 objektief in oënskou te neem. Veral omdat ons meesters daaraan is om goed te rasionaliseer en verskonings uit te dink. Daarom nooi ek jou uit, word stil en vra die Here, gee my 'n ware beeld van 2025. En ek weet jy gaan nie hou van wat jy sien nie. En ek weet daar gaan goed wees waar jy moet bely en vergifnis moet vra. Maar ek het vir jou goeie nuus. Jy kan niks aan doen nie. Dit is verby. Die geleenthede wat God oor jou pad gebring het, is verby.
Al die kanse om jou ware klede van Christendom te wys, die kans om vir iemand iets te beteken, is verby. 2025 sal nooit weer wees nie. Ons traan in die begin van 2026. En daar is een ding wat ek baie seker is daarvan, is in 2026 het ek die Here baie nodig. En ek glo nie dat die Here wil hê ons moet vassteek by gister en verlede jaar nie. En dis ook nie wat Johannes 15 vir ons sê nie. Nee, in 2026, kom ons tel ons kop op. Kom ons kyk vorentoe. Vers 5, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ja, uit jou eie uit kan jy nie vrug dra nie. Jy het Jesus nodig. Jy moet ingeënt wees in Jesus. En dis die groot geheim van 2026. Al hoe jy kan vrug dra, is om in Jesus te bly. Om eerste te stel. Om toe te laat dat die Gees jou beheer. Want sonder hom gaan ons nie vrug dra nie. Sonder hom gaan ons selfgesentreerd en selfsugtig bly. Sonder hom kan ons niks doen nie. As jy sonder hom 2026 ingaan, dan gaan jy terugkyk na 2026 en besef dat nog 'n jaar deur jou vingers gegaan.